geleentheid om so saam te praat. Eintlik net vraag, dat ek nie moeg praat, waarom kan nie, ek ook daar is genoeg tyd agterna om vraag te vra, want daar is so baie dinge wat verwarrend is en die mekaar is vandag, en dat ons saam soek na antwoord, en ek wil geluk wees met die gedagte om die soort van geleentheid te hê. Ek is bekommerd oor Afrikaner jeug, wat, soos die voorstel gesê het, besig is met hulle eie goed, en dan kom ek in aanraking met die ANC jeug, en dan kom ek agter, hulle word geworkshop, en hulle nog 'n keer in die educate, en die geskiedenis en al die goed. En die paar keer wat ek by was, wat debatte was oor en weer, dan het ons tweede gekom. Want ons manne is nie meer in staat om vroue om regtig van argument en argument te maak. So ek dink is ideaal die soort van geleentheid om te praat en mekaar beter te maak. Ek is baie blij vir Wiekes om gesê, Dr. Wiekes Buys. Ons kom 'n lang pad saam, van alles vertel. Maar ek het goed waardering vir Wiekes akademiese en sy gesprekke. Ek mis my laaste ek verstaan die gedeelte van kom kuier en gekritiseer daai ding is verkeerd en geprys daai ding is reg en dit is nodig vandag om so te kan saampraat. Kom ons praat baie weg en ek beskryf ook sien daar my titel staan daar, ek dink ons van landbou. Nou moet ons praat oor die huidige loonverhoging en ons moet praat oor die reën wat nie kom nie en die goeders nie. Ek dink nie dis wat jy wil hoor nie. So ek het aanvaar ek is hier as leier van Vleis om plus ek het daai daarna gepraat en landbouvrou wil praat nie gerus praat. Kom ons begin die datum. 11 Maart vandag. As jy mooi gaan kyk en ek dink julle is te jonk van die mense wat weet waarvan ek praat, presies 19 jaar gelede op die dag 1994 is die 3 AWB-lede doodgeskiet in die inval in Botswana. Ouer mense weet daarvan en wat dit beteken het, julle sal bietjie daarvan weet. Hoekom noem ek dit? Omdat ons kom van daardie tyd af, wat 'n worsteling was, ook in Afrikaanse geleedere, oor wat moet ons nou maak? 94 storm op ons af, en kwaai debatte onder mekaar, moet ons oorlog maak en veg vir ons reg. Moet ons onderhandel en kyk of die ANC ons se guns wil doen. Moet ons eie toekoms skep, wat vorentoe en daar was verskillende argumente en dit was tog redelik bepalend ook die dag, en was 'n baie brede dag gewees daarmee saam. En dit is tog belangrik om daarna te kyk en te bewys. Ek het aanvanklik hoe met aan te pak vandag nie. En ek het vir my 10 stellings gemaak wat ek kortliks wil deurgaan. Al 10 stellings oor die huidige politiek en bietjie hoe sien ek dit vorentoe en dan kan ons gerus daarna vra daarmee saam. En ek wil begin met kom ek sê die huidige bedeling wat ons eintlik in 'n magtelose posisie is, dit my betref polities. En dan moet ons ook feitelik kyk na feite en ek net 'n paar syfers genoem. Dis die nuutste sensus as jy hom mooi gaan kyk. Ek loop ek in hierdie afkorrel daar kan jy sien swart bevolking dan 80%. As jy afgaan onder toe dan daar is bruin 8,9%. As jy hierna toe wit gaan 8,9%. Dan kan hulle vir die idee kry net van getalle 80 teen die res aan alle kante. As jy provinsies wil kyk, die provinsies is daarvoor, as jy sien jy groot konsentrasie, as ons nou van wit vat, hier is wit hier daar 15% in die Weskaap van die wit bevolking, as ek dit so kan noem, en die ander 15% is dan in Gauteng, waar die twee groot konsentrasies is en die res is verdeel. As jy dan ook bevat byvoorbeeld die laagste syfer 96% swart, ek weet nie daar kyk wat hy nou is nie, wat idee gee hoe lyk ons wêreld op hierdie oomblik. As ek die Weskaap vat, wat nou baie mense as 'n droomplek sit en ek gaan heel so toe en vir parlement saam, net interessant, hier is die 96 syfers, en 96 in swart bevolking 21% en die wit bevolking was ook 21 as jy daar gaan kyk. Ek het intussen verander van weer skuiwe daarmee saam, en die huidige syfer wat jy daar voorsien is dan die Weskaap, hierdie oomblik het ek geskuif in 32, ek kyk na baie skuif daar, was 32% swart, en die wit word aansienlik kleiner dan 15% toe. So ook 'n skuif van bevolking wat ek oor wêreld sien toe skuif. As ek na taal gaan kyk, en dit is belangrik as mense ras wil wegvat, die ANC doen alles word ras ingedeel. Kom ons kyk na taal, kan jy kyk die interessante, daar weet die syfer, Zulu die grootste taal 22%, dan Xhosa 16% en dan Afrikaans spreek is 13%, dat die derde grootste taal in Suid-Afrika. En ons is so onder Engelse bewus en Engels dit en Engels dat is nie altyd besef nie. Engels is die vierde een tans wat praat van moedertaalsprekers as jy na taal gaan kyk spesifiek. As jy na moedertaal kyk, bruin en wit interessant, is Afrikaans sprekend 6%, kom ons sê 3 miljoen bruin Afrikaans sprekendes en 3 miljoen wit. Dat beteken die bruin Afrikaans sprekendes is tans meer as die wit Afrikaans sprekendes.
En dit gebruik ek as 'n argument om die ras in die debat uit te haal, as daar so maklik gesê word Afrikaans onderdrukkende taal, en ek ken al die argumente nie. Afrikaanse debat is 'n debat op sy eie, as nie vanaand is gevoel. Dit is net so interessante syfers rondom migrasie. Dit gaan oor skuif, en wie skuif waar, en ek kan nie lekker hier vanaf sien, maar die punt wat ek wil maak, as jy mooi gaan kyk daar, in die Oos-Kaap het jy daar 894.000 mense na die Wes-Kaap toe geskuif. En waar is daai syfer? Wes-Kaap, Oos-Kaap. En daar kyk ek eintlik wat die idee gee van die Europese skuif, en dis vir die Wes-Kaapse syfers so omgehoor. As jy na Gauteng gaan kyk, is daar 1,2 miljoen mense wat van Limpopo af ingekom het na Gauteng toe, en 1,1 miljoen mense van buite Suid-Afrika ingekom het na Gauteng toe. Dis die amptelike syfers, ek dink is baie meer, maar dis die amptelike syfers vir die idee gee van stuiwe, patrone en getalle het. Hier is die swart bevolkingsverspreiding volgens ouderdom. Dit gee vir die idee hoe lyk hy verspreiding, en dit is 'n tipiese verspreiding van, kom ons sê, ontwikkelende wêreld. Dit beteken in hierdie syfers, ek reg is daar 67% mense onder 35 jaar. As jy die afsnit per dag kyk omtrent, wat beteken die meerderheid? Wat ek probeer maak is, hulle was almal in die 94, 17 jaar of jonger en kleiner, hulle weet nie regtig baie van die ou Suid-Afrika af, alhoewel hulle met propaganda die wêreldouer daarmee saam. Hier is dan die wit bevolkingsverspreiding, alkant is so om, wat die westerse ene is, maar jy kan klaar sien die probleem in terme van getalle. Ek sien my dokter ook vir my baba is ook hier, ek het 5 kinders, my kant gebring, ek weet nie wie dis, maar ek het nie lyk gemaak jy onder nie, is bevrees daar is nog 'n probleem omgehaal, wat die kant ook al. Maar ek maak my stellings een na die ander. Die eerste stelling wat ek wil maak, wil sê, die werklikheid is, Afrikaners is 'n minderheid in die land van ons geboorte. Die Afrikaner kultuur, taal en oorlewing is onderdruk. Die mens kan hele toespraak hou dat oor al die plekke waar ons onderdruk is, met die moederspraak met goeders. Dan sê ek, dat die Afrikaner alle politieke mag verloor. Dis 'n debat oor 94 wat daar gebeur het. As die eerste stelling daarmee saam. Tweede stelling. En die soeke na oplossings. Die fout bestaan, en dis die debat wat ons met mekaar moet voer. In Afrika moet die oplossing in elk geval wees, eerste plek realisties ten opsigte van Suid-Afrikaanse werklikhede. Daar kom onder drome en ons werk met syfers wat in die lug is wat nie bestaan. Dit moet modern wees, ons gaan nie wegkom met oudtydse oplossings terug na die verlede toe of waar ook al nie, moet 'n moderne oplossing wees. Dit moet regverdig wees teenoor ander mense op. Ons gaan nie wegkom met enige oplossing wat onregverdig is, die kant toe of daai kant toe. Maar dit moet ook regverdig teenoor die Afrikaner wees. Hier is te veel goed kans wat onregverdig is na ons kant toe met omgekeerde diskriminasie, en jy ken die syfers daarmee saam. En dit moet verkieslik in lyn wees met internasionale oplossings, dat mens een hele hoëgrond kan kry en vir hele wêreld kan kyk, hier staan ek en ek argumenteer dit. En ek kan maar vir een lyn daar weer trek, die hele kwessie van minderhede. Die beskerming van minderhede is vandag die cool ding as ek die verrede woord kan gebruik in die wêreld. Ek was November, Desember weer in Brussel gewees, in Genève gewees, by die konferensie van minderhede wat gedeel word deur die Verenigde Nasies, waar alle minderhede gesit het en hulle saak gestel het. Ons was ook daar as Vryheidsfront oor die Afrikaner gepraat, en daar die wêreld is dit die moderne manier. Dit gaan oor selfbeskikking ook, beskerming van minderhede, regte van onderwys, reg van taal, al die soort van goede daarmee saamgaan. Interessant, sommige lande nou stel vir hulle ministeries in vir minderhede. Indië het nou 'n ministerie wat net na minderhede kyk. Pakistan is so een, Israel is so een. Dan sê ek, as Suid-Afrika kom, is ons oudtyds. Ons is terug nog in die 48 met menseregte en al die goeders, en nie enigstens van hierdie meer moderne tendense, wat sê, daar is ook iets soos 'n groep, en ek is lid van 'n groep, en dit moet erkenning kry in die afdeling. Die volgende stelling 3, sê ek dan, ons hoef nie die wiel van vooraf uit te vind, maar ons kan van lande met soortgelyke probleme soos in Afrika lesse leer. Die oplossings wat ons pas, kan ons oorneem dan en aanpas vir eie omstandighede. Ons hoef nie uniek hier te doen uitdink nie. Daar is baie lande wat tipiese situasies soos ons het. Kom ons leer iets daarby, kyk of ons iets daar kan leer. Ek het 'n paar voorbeelde saamgebring, wat ook weer 'n toespraak op sy eie is. Dis Estland, Estonia, as jy wil gaan kyk op die kaart, klein landjie, lank deur die Russe onderdruk, uiteindelik vry geword, en jy kan sien sy samestelling uit 62% Estoniërs of Estiese burgers. Dan het 30% Russe agtergebly in die land wat 'n minderheid vorm en wat nou spanning maak uiteindelik want hulle wil op hulle eie regte staan en so voort. Dis nie kan help. Ek bring net water, ons lê die water daar sit. Ons
hande swaai, slaan het water maklik met 1-0 af. Die punt wat ek wil maak is, hoe het hulle die probleem oplos? Het 'n nasionale register gestel waar jy kan gaan skryf en sê, ek is lid van die Russiese gemeenskap, of ek is lid van die Estoniese, of ek wil nie lid wees nie. Dan skryf jy jou naam daarin, as jy dan lid is daarvan, dan kan jy stem vir 'n kultuurraad, wat dan beheer het ook bijvoorbeeld in die geval, die Russe is die minderheid daar, hulle het hulle eie monumente, die staat gee geld daarvoor, en hulle kyk na die monumente. Hulle kan besluit oor watter radiostasies uitsaai in hulle taal, en dit word hanteer deur die raad, en as jy geregistreer is in die Russiese raad, kan jy stem vir daai minderheidsraad, en dis 'n oplossing wat goed werk, en as nog meer voor het is, België, as jy ken die België, die Franse bevolking 59%, die Franse bevolking omtrent 40%, daar is Duitssprekers 1%, en daar is 'n geveg nog altyd oor taalregte, hoe die verskillende groepe moet saamleef in een land, ongelukkig botsing. En die oplossing, as ek breedweg kan sê, België verdeel in 3, kom ons sê taalstreke. Jy kan sien daar bo is die Vlaamse streek, wat naby ons is, die Franse streek, en daar is 'n Duitse streek ook. Eupen, ek was op die Eupen gewees, 1% Duits sprekers, dis 68.000 mense. Dis so groot soos 'n dorp soos Klerksdorp, maar hulle het eie taalstreek. Daar binne is Duits die amptelike taal van die streek, van die spyskaarte, van die dorpies waar die kant en so meer. Die ander is Vlaams, hierdie kant is Frans, en elke taal is 'n streek wat hom aandag gee. Brussel is 'n probleem, die hoofstad daar, hy word gedeel deur die groepe. En interessant in Brussel, as jy daar was al, is al die straatname dubbel. Die straatnaam is in Vlaams, en hy het eintlik dan in Frans ook. En dis nie eens altyd 'n vertaling van mekaar, en die Frans naam is heel anders as die Vlaamse naam, om al die twee bevolkingsgroepe te probeer akkommodeer. Jy weet hoe worstel ons hier met name en alles wat daarmee saamgaan. So hulle het 'n oplossing gekry, min of meer met wat ek sê streeks autonomie, die autonomie na streek, kom ons sê interne territoriale selfbeskikking, as jy akademiese woord soek. En binne in Brussel het hulle dan kultuurrade, wat 'n sekere mate van kulturele selfbeskikking gee vir die taalgroep as 'n oplossing. Ek gooi Ethiopië. Die ANC sê, jong, jy kom altyd die Europese voorbeelde. En ons is in Afrika, as ek maar goed kom gooi met die Afrika voorbeeld. Dit is Ethiopië, typiese Afrika land, kunsmatige grense, getrek deur koloniale moondhede. Nie een van Afrika se grense is deur sy mense getrek nie. Enigste kontinent in die wêreld, wat lineaal reguit lyne het vir grense, gaan kyk maar op die kaart, omdat dit nie deur ons getrek is, die Europa het vir ons getrek. Die implikasie, klomp verskillende mense, in hulle geval die Amara, die Afar, die Tigray, of in Somalië, almal verskillende taalgroepe in een land, Ethiopië. En worsteling, 'n burgeroorlog en alles daarmee saam omdat hulle worstel nie met regering. Interessant dat eintlik van 'n grondwet opgestel, en dis 'n grondwet van 1995, wat sê, kom ons maak Ethiopië 'n federale staat. Ons deel hom op in verskillende, noem dit maar provinsies. Ek het met die Ethiopiese ambassadeur gepraat, toe praat ek van provinces, toe sê nou, it's not provinces, we call it states. Ons is state eintlik wat in een land saam is. En dat daar definisie het, jy gaan kyk in onder 2de artikel, die kan lees, ek moet lees of jou, hy sê, the states shall be delimited on the basis of the settlement patterns, language, identity, and concept of the people concerned. Hoe maak jy van die provinsiese grense af? Ons gebruik taal en uiteindelik identiteit om die provinsiese grense af te baken. Die effek is, hieronder is die provinsies, en dis eintlik die naam wat jy gaan kyk, State of Tigray, State of Afar, State of Amara, ouer mense hier wat iets van ons onbewust weet, of verhoedse wêreld weet, is eintlik sy beleid. Wat beteken elke staat, provinsie is nou daar 'n meerderheidsgroep, wat met taal uiteindelik afgebaken is in 'n federasie wat saam werk. Hulle selfs 'n artikel, as jy gaan kyk na daai boonste artikel daar, jy kan lees, wat sê every nation, nationality and people in Ethiopia has an unconditional right to self-determination, including the right to secession. Dis ingrypend die wat grondwet te belangstel. So elkeen van die state het selfbeskikkingsreg om homself te regeer, en as hy kwaad word, kan hy self afskei en sy eie staat vorm los van die ander. Hulle wel dat hulle sê 'n afkoelmeganisme en 'n verkoelingsmeganisme, jy moet 2-3 jaar vat om nie oorhaastig te doen, jy moet 'n referendum oorleef en so meer. Dis die wêreld se moderne tendense 95. En ons hoor almekaar, ons grondwet is fantasties, hy het nie een van die goede nie. Die Spanje is interessant, praat van Spanje as a nation of nations. En jy kry die Spaanssprekers, maar jy kry ook die Baske, jy kry die Kataloniërs, Galasië, verskillende tale, en dat het eintlik ook vir 'n federasie gegaan. Jy kan kyk daar, die provinsies die Katalonië, in Barcelona, waar hulle Katalaans praat en hulle eie taal is. Die San Felipe stede in Barcelona was toe hulle aangedruk
dat dit moet een van die amptelike tale wees wat aan die afborgers gebruik word. En myself afgevra as ons Olympiese in Kaapstad Soutgrys gevra, sal iemand die moed gehad om te sê Afrikaans moet 'n amptelike taal wees, want 60% van die mense in die Weskaap praat Afrikaans, ons is te polities korrek. En dan het elke provinsie sekere magte weer 'n keer, en dit is 'n groot mate taal gebou, daar in die tentjie daarbo is die waske, wat weer 'n ander geveg in die gang het. Canada, Frans sprekendes, Engels sprekendes. Engels is 60%, Frans is 22%, jy daar kyk. Indiane en Eskimos word net geboelie, hulle is van iets anders, dis nog ander debat. En hoe werk mee saam? Hulle het ook 'n federasie gestig, verskillende provinsies, maar een provinsie, naamlik Quebec, is dan nou vir die Frans sprekendes gestig. Tans na, weet ek, is 90% van die Frans sprekendes woon in die provinsie. En dis 'n Franse provinsie, ek was daar gewees, ek het daar gekyk na uitstalling, toneelsuitstalling, as ek geskyf het daar so, geskyf is Afrikaans, Engels en Frans. Toen druk ek die English language op, want ek verstaan die Frans. Kom as ek een klein sientjie so by. Kyk al mense dat druk op die Frans, dan staat er net om te kyk wat gaan ek nou doen. Of ek weer Engels gaan druk, dan so dit nou nie op 'n klein sientjies nie. Maar Quebec is Frans. En as hulle plek, en dit is Frans, en dan selfs 'n wet wat sê, dat jou opskrifte van jou woorde en jou alles moet in Frans wees en eintlik. En hulle het al 2-3 referendums gehou of Quebec 'n eie staat moet word, of hy moet deel bly van die federasie van Canada. So mens kan nie onder dit noem selfregering, interne streeksautonomie as jy wil, interne territoriale selfbeskikking as jy groot woorde wil gebruik. Maleisië is een groot staat, bestaan uit Maleiers, Chinese, 55 Maleiers, Chinese 34, Tamils 10%, met etniese spanning en drama. Uiteindelik het hulle self in 1963 losgemaak en elkeen sy eie gestig, Singapore gestig. Daar was Singapore, daar 'n klein kolletjie daar. Weet nie of iemand al in Singapore was. Singapore is nou oorweeg en dan nou 78% Chinees. Dit is net 'n stad. 2,7 miljoen mense in een stad. Van die hoogste lewensstandaard wie sal kan kry. As jy ooit die Turnical gaan kyk wat is alles daar beskikbaar. Fantasties netjies, fantasties skoon. Ek wonder of ons iets meer nodig het as dit. Maar goed, maar dis dan 'n eksterne selfbeskikking. Andersins is 'n totaal onafhanklike staat op sy eie bene en dis moet 'n interne selfbeskikking wat vreedsaam gekry is, nie deur 'n oorlog of 'n steuring of wat ook al saam. Ek wil dit saamvat in 'n driehoek. So 'n bietjie developing argument. En ek sê wat selfbeskikking betref, minderheidsregte betref, kom ons begin heel onder 'n akte van menseregte wat Suid-Afrika het, wat 'n sogenaamde individuele regte vir jou waarborg wat ook al mag werk is. Dan gaan jy 'n bietjie op daardie dinge soos jou taal en kultuur word bietjie gewaarborg, artikel 30 van die grondwet as jy wil, maar dis nog maar baie eintlik val. Dan gaan jy op na 2 toe daai ding daar wat sê groepsregte. Met ander woorde, ek is ook lid van 'n gemeenskap. Ek is ook lid van 'n groep in elk geval en dit moet erkenning kry. Artikel 31 die naaste ons daar kom in ons grondwet. Dan die derde vlak daarbo gaan oor rade en die reg om 'n raad in te stel om na my belange te kyk. Ons artikel 15 grondwet is maar eil, maar dit is 'n bietjie 'n trap verder nog 'n keer. Dan gaan nommer 4 toe daar. Nou begin ek oor grondpraat, naamlik streeksautonomie. Artikel 235 van die grondwet verwys daarna. Artikel 5 sê streeksregering, nommer 6 sê selfregering. Tot op daai vlak, dis wat in Quebec en Manatie en Alweelboer sê ons die gedagte van 'n eie staat. Dit is amptelik trappe wie jy kan van selfbeskikking as jy sal rangskik soos jy oor die hele wêreld verskillend kry. Moet maak my stelling 4. Ek sê die Suid-Afrikaanse grondwet is nie die beste in die wêreld. Dis was eintlik polities onkorrek. Ek sien of jy die koerant maar is nie. Die brand is dan huil en sy hande onmiddellik. En die propaganda slagstuk sê die beste in die wêreld. Dit word aan mekaar herhaal en almal glo dit later. Ek sê vir dis nie waar. Hy is ver agter die tyd. Hy hanteer nie al die soort van goed nie en hy hanteer nie al ons probleme nie. En dan sê hy, omdat die nasionale party se onderhandelingsuitgangspunt slegs die beskerming van individue was, is die geleentheid in die 94 gemis om van hierdie internasionale minderheids- en selfbeskikkingsoplossings in die grondwet in te skryf. Ek sê dit was moontlik uit 'n magsposisie wat hulle was om dit in te skryf. Ek sê die geleentheid is gemis en dis eintlik jammer dat ons die geleentheid gemis het wat dit betref. Ek kan kyk na van die artikels. Die Vryheidsfront was daar gewees in die onderhandelinge. Ons was 'n klein groepie gewees, ons Wes-Afrikaanse die teen die stroom in. Om iets te probeer onderhandel terwyl die hele stroom Ramaphosa of Meyer teen ons was. Wat ons reg gekry, hier steeds die internasionale dokumente wat handel oor minderhede. Selfbeskikking, hulle almal gaan kyk, as jy studie wil maak, jy gaan oplees wêreldwyd. Interessant, ons het vanaf al artikel 27 uit die International Covenant on Civil and Political Rights. Dis 'n Verenigde Nasie dokument van 1966. Ons het die artikel gaan uithaal
verkader Asma, wat die groot kundige was van die ANC, geïnsigneer diese artikel. Hoekom kan ons dit in die grondwet inskryf? Die Verenigde Nasies sê dit, in those states with ethnic, religious or linguistic minorities exist, persons belonging to such minorities shall not be denied the right in community with the other members of the group, members of the group, to enjoy their own culture, to profess and practice their own religion, or to use their own language. En so bietjie geargumenteer en eintlik het ons die geveg gewen. As jy nou gaan kyk ons grondwet artikel 31 is dan gebaseer hierop. Hy sê persone wat in kultuur, godsdienst of taalgemeenskap behoort, mag nie die reg ontsee word, om saam met ander lede van daardie gemeenskap van kultuur te geniet, om godsdienst te oefen en die taal te gebruik. Kultuur, godsdienst en taalverenigings en ander organe van die burgergemeenskap te vorm en stand te hou daarby aan te sluit. Nou, dis al wat ons daai tyd moes doen. Ons moes red waar daar te redde was, want die stroom was teen alles in. Op grond van die artikel argumenteer ek 'n aardklop of 'n kunstefees om te sê, man, dit is baie gou te sê, blyk dat dit eksklusief is, of jy alleen wil wees, of jy wil wegkom van ons af, of jy isoleer, ken al die argumente. En dan argumenteer ek artikel 31 om te sê, maar hy maak dit moontlik, en hy kom eintlik van die Verenigde Nasies uit. Ons artikel 185 ook ingesit, want die gedagte was dat jy eintlik 'n raad kan kry hoe wat na jou belange kyk, 'n taalraad of 'n Afrikaner raad, en artikel 185 maak dit moontlik. Ek was heel in my skrip toe ons het onderhandel het, want hy maak het moontlikhede, hy sê daar uiteindelik om die instelling ondersteun of erkenning by die internasionale wetgewing van 'n kultuur of 'n ander raad vir gemeenskap of gemeenskappe in Suid-Afrika. Ons het geveg die gemeenskappe woordjie, want daar is verskillende rade. 'n Taalraad is oorkoepelend. Die Griekwas praat Afrikaans, Bruin Afrikaans, Afrikaans vir Afrikaans. Maar daar is ook Afrikaner behoefte. Voortrekkonomie is nie behoefte by Bruin of by Griekwas nie. En dat jy dit ook kan doen uiteindelik en die tegnies maak dit moontlik. Die hartseer net toe die wet uiteindelik deurkom, is hy so hopeloos geïmplementeer dat die Vryheidsfront tussen die parlement daarteen gestem het in plek daarvoor, alhoewel ons het onderhandel oor daai punt, omdat die ANC verkeerd implementeer en dis weer 'n ander debat. Dan artikel 55, dan sê die Afrikaanse bevolking het 'n reg op selfbeskikking, soos in die grondwet verstel. Dit wil net nie binne die raamwerk van die reg die erkenning van die konsep van die reg van enige gemeenskap wat 'n gemeenskaplike kultuur en taalerfenis deel. Ons het die volk ingesit het vir 'n volk op selfbeskikking. Maar dit wys nie agter vir die woord volk. Die dilemma met volk is, hy kan nie Engels vertaal. Volk is people. Hoe vertaal jy met eintlik? En ons kon nie sê Afrikaner nie, die grondwet moet vir almal wees. Dus daar gesê gemeenskap wat 'n gemeenskaplike kultuur en taalerfenis deel. Dis 'n deel wat aan ons skryf as die ANC aanvaarbaar was. Nou ons is klein 50 wat daar sit en hulle is veel meer. Op selfbeskikking binne territorialiteit of enige ander wyse soos die wetgewing bepaal. Nou, netjiese argument was, ek maak dit so moontlik, want julle moet dit nou gaan skep, dan kan ons daaroor praat, en ons kan net bevraag dit en ons moet terug op daar. So al ek doen is, ek vat daar die driehoek net weer die keer, en ek sê, al woon toe, en wat ek einde veel wil sê is, ons het tans niks. Ons het skaars hier onder iets af. Die ouens het reg, daar artikeltjies woon toe. Maar as jy regtig gaan kyk in terme van die wêreld, het ons polities baie min. Kom ek gaan nou na stelling 5 toe. Stelling 5 sê, die Afrikaners is 'n eie toekoms moet skep. En nie sê hoop op die regering of ander groepe plaas om te red. En ons het te lank bederf geraak, en praat ek met die oude mense, met die Afrikaner regering, waar jy vra, 6 April moet 'n vakansiedag wees, want ja, hulle het aangekom, dan word dit 'n vakansiedag. 16 Desember moet 'n Sondag wees, want so 'n quote voorstel praat dit destyds as hoof van die NG Kerk vir John Vorster hoof van die party, en dan word 16 Desember 'n dag. Dis verby. Om te dink jy vir die regering vra, en hy gaan vir jou die goed gee, jy sal self moet skep op 'n groot mate uiteindelik. Die harde werklikheid is, nêrens die wêreld is die regering gewoonlik bereid om regte af te staan. Niemand doen dit vrywillig om regte weg te gee, of stuk grond weg te gee, of om van sy mag te hê sentraal af te staan uiteindelik nie. Ja, die eerste oplossing is altyd assimilasie. Ander kom ek slit weer dit in. Kyk maar na die Engelse 1820, Lord Charles Somerset, die inkom, ons moet hierdie Afrikaners allemaal Engels kry, dan is die probleem opgelos. 1902, Lord Milner, hy sê, joh, dit is 'n kans, want hierdie allemaal te verengels, en hulle in te sluk, dan gaan ons geen moeilikheid voortree. En die stupid Afrikaners verstaan dit nie. Australië het Engels geword, hy was eers Nederlands, Nieu-Seeland was Nieu-Seeland Nederlands, hulle het Engels geword, Canada was hulle het Engels geword, maar die stupid Afrikaners wil nie Engels word nie, hulle wil nie die koningin hê nie. Ons skrief vandag nog steeds daarmee dat ons soveel makkeliker gaan sê Engels. Daarom sê ek wat die regering probeer die insluit. Ons nou by die minderheidsberaad praat dit daaroor, ook by die cohesieberaad, om te sê, ons soek regte vir minderhede, was die ANC se reaksie,
maar die minderhede moet deel word van die meerderheid. Wie reasonable sien nou? En dit help ons niks in elke vriend met aanvaar, dis die eerste ding. Tweede punt is daarmee saam, jy kan nie regtig jou toekoms oorhandig aan die ander kant. Die Palestyners sal toch hulle toekoms oorhandig, of die Vlamingen. Maar dit beteken as hulle sou nee sê, dan niks. So natuurlik onderhandel jy, natuurlik vra jy, natuurlik is jy vriendelik en korrek. Maar dit beteken jy doen ook jou eie ding, en dis wat hy sê, steek jou eie toekoms daarmee saam. Want as hy nee sê, kan dit nie die einde wees van dit wat jou ideale en jou droom is. Wat wel waar is, genoeg mense moet jou ideaal onderskryf om te kan terugplaas. Solank dit 'n klein klompie is wat dit vra, sê die ANC, wat die regering ook al, hoekom moet ek die prys betaal vir die klein klompie? Dis nie nodig nie, en dan, as hy nie onder druk kom nie, doen dit nie. Dis waar mobilisasie rondom die idee besaker dat. Dit vat in stelling 6 toe. Stelling 6 sê, ons kort 'n groter konsensus onder mekaar oor die Afrikaners se plek en rol in Suid-Afrika en in Afrika, en dit saamgevat word in 'n breë samebindende droom. En die realistiese weet, moet ons daar binne genoeg ruimte vir verskille toelaat. Wat wil ek daarmee sê? Sê, ons moet ons eie huis in orde kry, en sulke hande hou soos die, en almal met mekaar praat, en nader kom om te sê, wat wil ons presies hê? Want tans is dit van hierdie kant tot daardie kant sal die Afrikaners by elke en 'n ander plan, en sê verander hulle partye, en die soort van ding op soek na antwoord, klomp eerste wat normaal is nie indruk. As ons kan groter konsensus kry oor wat ons wil, kan ons meer druk begin toepas, ook op die regering, en kan van die goed begin waar word, want dan is jy regtig 'n blok wat druk kan uitoefen. Ek sit wel daaronder, en dis nou na baie jare se ervaring, moenie dink Afrikaners van 'n een stap inkom nie, laat 'n bietjie ruimte vir die verskille ook, wat waarskynlik van die mense op daai driehoek kry van heel onder wat tevrede is met 'n bietjie selfbeskikking, 'n bietjie ruimte, en gaan mense sê ook niks minder as die heel hoogste vlak nie. Ons maak ruimte vir almal, anders gaan ons nie die probleem uiteindelik oplos nie. Wat ek wel baie sterk glo, as jy ons geskiedenis gaan kyk, is daar niks so sterk as 'n ideaal, omdat een waarvan die tyd ryp geword het, en 'n ideaal waaroor mense saamstem nie. So 'n droom maak skielik krag. Gaan kyk maar die geskiedenis rondom republiekwording. En as ek dan oor die Vryheidsfront kan praat, ons taak gaan ook, ons sal 'n bydrae maak in die debat op grond van die argumente. Ons sal die minderheidsregte en selfbeskikking op die tafel sit en kyk, ander Afrikaners, hoe ver hulle daarmee saamstem. Het hulle ander oplossings, het hulle ander planne vir die langtermyn, ek weet nie, ek sien dit nie regtig. Dan sê stelling 7, ons het sterk organisasies nodig, wat op elke terrein optree, en nie skaam is om hierdie saambindende droom te dien en uit te dra nie. Liggend moet ons 'n selfsorg en 'n selfdoen kultuur skep. Bietjie wat ek hier by ervaar, en ek weet wat Wiekers en Arma alles is 'n deel daarvan. Doen ons eie ding, binne die reëls en regulasies, 'n selfsorg en 'n selfdoen kultuur daarmee saamkom. En daarvoor het ons sterk organisasies nodig op elke terrein. Daar's baie terreine uiteindelik. Die droom is verder dat hierdie organisasies, kom ons gaan na die volgende een toe. Ek sê, hierdie organisasies moet saamwerk om het vele te voorkom en met koördinasie ons beperkte hulpbronne en energie maksimaal aanwend. Ons het min geld. Dit sal julle almal weet. Of dit 'n Vryheidsfront is om verkiesing te veg, of dit is om iets soos hierdie aan die gang te hou, of dit beurse is vir studente en ek kan die lysie maak. Ons het nie baie geld in ons gemeenskap. In die sakewêreld, en hulle is baie polities korrek op die oomblik. So ons moet nou nodig oorvleuel. Ons moet eintlik mekaar koördineer om ons beperkte hulpbronne aan te wend. As ek ideaal is dat dit alles eindig in 'n samewerkende oorkoepelende struktuur, 'n oorkoepelende Afrikaner Raad. 'n oorkoepelende strategie moet binne en buite parlementêre strategie behels wat mekaar aanvul. Dis die droom. Wat sê ek daarmee? Ek probeer leer by ander. En ek moet sê, ek is nog indruk met die Joodse Raad. Ek het al die implikasie daarvan saam. Hoe hulle dit reg te weet het, hulle maar al 2000 jaar geoefen. Van die mees ortodokse Jood, aan die swartklere en die hitte daar in Israel, en die goeie islamse geloof, tot die mees sekulêre Jood, dien saam in die Joodse Raad, hier in Suid-Afrika ook, en vat nou aan hulle en kyk wat maak hulle. Onmiddellik is daar 'n reaksie oor hele spektrum. Hulle het daar geslaag om mekaar te kan akkommodeer, verskille te akkommodeer, maar ook te kan saamwerk en mekaar te kan aanvul. En ek hoop ons kan daar beweer. Miskien moet ek die Indiërs opnoem in Suid-Afrika. Hulle het ook 'n netwerk wat skrik vir niks. Met 'n swartie wat by NISA werk, ek is present daar. Hy sê vir my jong, jy moet baie wakker wees. As jy 'n verraad kry vanjaar van meneer Mohammed van Durban,
volgende jaar hy sal 'n kursus kry, hy sal 'n verantwoordeliks van meneer Naidoo in Windhoek. En hoe hulle weet daarvan weet niemand nie, maar 'n netwerk wat skakel, wat skrik vir niks. Ons kort dit. En maar het hulle gesê, sy soek 'n ou wat aan teels insit by haar huis. Maar sy wil kies dit Afrikaanse ou hê. Ken dit nie iemand. En daai soort van netwerke is belangrik eintlik. En dis wat ek probeer sê met 'n oefenende samewerking. En ek kan sê ek voel baie sterk oor die dubbele strategie, want dit is 'n groot debat oor. Dit moet 'n binneparlementêr wees en buiteparlementêr. Jy kan net met een van die twee gaan. Met ander het 'n vakbond nodig. Jy het onderwysstelsels nodig. Jy het kerke nodig. Jy het kultuurorganisasies nodig. Jy het uiteindelik 'n politieke party nodig en 'n kandidaat aanmaak waarskynlik. Dat elkeen sy terrein beheers en loklik met mekaar kan koördineer. Ek sê is ook 'n fout om jou terrein as die enigste in te maak. Om te sê die politieke party is die antwoord. Dis ook verkeerd. Dit was waarskynlik voor 90 jaar. Toe die Afrikaners 'n party gehad het en wat ek nou vir voorbeelde gebruik het, hy kon die godsdienstprobleme oplos, die kultuur en al die goedes. Nou is dit nie meer so. Die politieke party kan 'n klomp goed doen. Sommige goed kan hy nie doen. Vakbond, soos solidariteit, kan sekere goed doen. Ander goed kan hy nie doen. Hy kan nie die parlementwette indien, maar hy kan hofsaake maak oor mense wat benadeel word. Kerk kan sekere goed doen en ander nie kan doen nie. Daarom sê ek elkeen binne sy terrein. En een moet sy terrein vir homself op eis uiteindelik. Ek het hier gesê, want is die debat tans politieke party, politieke slaap, ons moeg vir politiek speel nie 'n rol. Ek sê, enigiemand wat sê politiek speel nie 'n rol nie, verswak ons en maak die ANC sterker. As jy vir die Vryheidsfront kwaad is, veg met ons. Sê, wat is jou probleem met ons uiteindelik as 'n politieke instrument dat ons sê, ons dink ons kan die politieke deel. Kom ons praat dan daaroor, maar moenie die politieke deel doodmaak om jy miskien met 'n party of met 'n individu probleme hê nie. Ek sê, jy kan hierdie marathon hardloop met een been afgekap nie. Maar uiteindelik is jy nodig om binneparlementêr sekere goed te doen en uiteindelik buiteparlementêr sekere dinge te kan doen. Aanstelling 9 toe. Daar sê ek, door die binneparlementêre strategie wat dan ook, wat ons mee besig is as party. Die binneparlementêre strategie behels onder andere om, ek noem 'n paar goed op. Eerste plek status en geloofwaardigheid ons probleme en ideale te gee, deur die stem te wees sodat 'n amptelike raadsale en forums kan stel. Iemand moet praat oor taal, oor kultuur, oor Afrikaans, oor ons probleme, oor ons worstel met onderwys en so meer, daar waar dit saak maak. In die parlement waar jy spreekbeurt kry, as dit kan in my geval in die kabinet kan ek daaroor praat, en ek dink dit is 'n belangrike deel daarvan. Kom ek gee vir jou 'n voorbeeld. Nou die tyd op. Die grondvoorskrif op grond. Het baie willestellings in oor die geskiedenis van grond in Suid-Afrika wat feitelik verkeerd is. So ek kom vir hierdie jaar in die debat, as jy die Vryheidsfront ongeag wat president aanval en sê nee, jy is verkeerd. Jou syfers is verkeerd, jou geskiedenis is verkeerd. Daar was al ontploffing geweest. Dit sê ek is rassist, ek is bloedverloos, dit is potprente geteken. Ek het nie verander van standpunt. Dit is 'n bietjie leuk met Evert de Klerk. Toe Evert de Klerk gesê het, is verlede in 'n slaam toe sy skies. Ek het nie eens gesê nie, want ek glo dit is reg, is nog steeds reg. En my standpunte was reg geweest, toe gesê, swart mense was nie in die Weskaap eintlik van die begin af, en ons het vir die boei en die sanddag gekry, maar nie swart mense. En nou het hulle ontplof toe dit durf sê, want alles het hulle behoort, en alles is gesteel, die ken soort van argument. Want iemand moet daai standpunt daar kan stel. Plaasmoorde. Ons syfers moet oor plaasmoorde, ons kry dit nie. Vryheidsfront kan vra wat jy later gedoen het, ons is besig om by die ding uit te kom. Die minister moet jou antwoord en ons is in posisie om vrae te kan vra, ons kan dit help. Dan kan ons die inligting deurgee vir 'n Afriforum of wie ook al wat hofsaak kan maak en daardie deel doen. Dit kan 'n sinvolle wisselwerking wees. Kom jy tweede ene, wat kan ons doen? Ons kan polities probeer red waar dit moontlik is. Dit is nie maklik nie, maar jy kan tog sekere dinge doen. Transnetse pensionarisse is tans 'n worstel. 2% verhoging gekry vir al die jare. As jy sulke mense ken, jy weet hulle kry baie swaar. Dit is onregverdig. Ons kon eis in die parlement dat die portefeulje komitee die saak ondersoek. Ons kon op die agenda gesit het. Daar sekere besluite geneem daarin wat nie uitgevoer word nie. En nou kan jy hofsaak buite gaan maak op grond van die besluite daar en is weer 'n wisselwerking na al kante toe. So kan ek nog voorbeelde noem. Ons die derde ding sê, parlementêre en ander strukture te benut deur 'n persoonlike vlak van besluitnemers te skakel. Ongelukkig is dit so. As jy nie mag het, onthou in demokrasie is 49% net so swak soos 1%. Want 50 regeer. En of jy 49% stem het en of jy 1% stem het, maak geen verskil.
Felle Soesman was alleen in die parlement, die Sappa was groot oppositie, en ons weet nie van hulle is, ons onthou nie Felle Soesman het vroeger alleen geveg. Dit gaan oor wat jy sê en wat jy doen. En baie keer kan jy ding regkry met 'n een-op-een kontak, omdat jy daar in daai posisie is. Kom ek gee vir jou 'n voorbeeld. Rondom Pretoria se naam was ek met die president gepraat en sekere ooreenkomste. Jy kan nie weet of ooreenkomste sal staan. Terwyl hy in Ethiopië is, kom die minister daai tyd, Lulu Tswana, en sy kollig die staatskoerant af, Pretoria se naam is nou Tswana, klaar, gepubliseer. Ek bel, en Zuma is nie in Ethiopië, ek bel vir Mandash, dit sy nommer ook. Ek sê, hoor, jy baas die president, hierdie is nie reg. Jy is aan die kant, ek sê, maar ek kom dadelijk sê. Toe hy terugkom, kom hy aan gesien en gesê, dis nie wil ek nie. En geduidelik, en met hom kon ek die hoek vat van die geskiedenis. So ek vir hom sê, meneer, jy is te Zulu, hy is trots as ek is Afrika. Ek sê, as Shaka se naam benader word, wat verwag jy mense van? En dan moet jy beklik. Ek sê, wat anders Pretoria is een van my helde. En nou beledig jy om die Pretoria se naam te vang. En dit gaan nie vir bloedrefusie, gaan lees gerus die geskiedenis. Interessante anders Pretoria is hier in 1850 aan die einde van sy lewe was. En die Zulu koning begin geïrriteerd raak vir die Engelse wat in Natal regeer. Dus stuur hy 8 van sy Indunas Pretoria toe, om met Pretoria's te kom praat wat afgetree was as staatsman. Dan kom hy hom aan die plaas en sê vir hom, die Zulu koning sê, as die Zulus en die Afrikaners saamkom, en jag ons die Engelse oor nag in die see en dan raak dit ons probleme oplos. Pretoria het toe gereik, dit is waar, maar Pretoria het toe gesê, wag 'n bietjie. Sê vir die Zulu koning, hy moenie sê as 'n gaai in die bloed doop nie, voor ek en hy nie gepraat het. Dit is nou winter, ek is oud, ek kan nie winter na hom toe kom, ek sal die somer na hom toe ry, dan praat ons saam en doen ons die Engels. En ongelukkig is Pretoria toe daarna dood. Nou ek vertel dit vir Zuma, hy ken nogal die Induna se naam, hy ken sy Zulu geskiedenis. En jy kan mooi gaan kyk, en ek het in die parlement gesê, dit word teruggetrek, ek kan my verwys na ons gesprek in die parlement, is Kamananga, en vir een van die mingevalle is dit teruggetrek in die staatskoerant uit, wat en abnormaal is, en Pretoria het oorleef. Dus tweede ronde gehad, die tyd op, tweede ronde gehad, so onthou Mashatile, dis van kunst en kultuur. Hy het gesê, dit gaan een beetje word, 30 November die datum waarby het gaan aankondig. En dit is moeilik, wat moet ek maak, die kant, daai kant. Uiteindelik het ek my tydsberekening mooi bereken, Mangaung het plaasgevind, oor Bloemfontein waar Zuma moet herkies word. Mashatile was die leier van die ANC in Gauteng, hy was 'n groot kontlantema, so ek het baie keer met Zuma gewerk en hele Gauteng saam kon opvat. So ek aanvaar daar is 'n sensitiwiteit wat ek dalk kan benut. As jy die koerant hier so of nie? Nee, doen nou my mooi kies, ek as jy moet by red agter as ek dit hier oppraat. So ek het so 2 weke voor Bloemfontein Mangaung se konferensie na Zuma toe gegaan, ek sê meneer, hier is ministers wat rampkat besluite wil neem om indruk te maak voor die kongres, sodat hulle wel verkies kan word en so. So bijvoorbeeld Mashatile wat beseker goed doen. Ek dink nie mens kan Hoofstad sommer bespreek, so dis 'n kabinetsaak en wil hom op baie hoë vlak bespreek. Wil nie net kyk daarna. Interessant, daarna het die ANC se NEC bymekaar gewees en ek het agterna gehoor daar is 'n besluit geneem om te sê geen ingrypende besluite was geneem oor die volgende 2 weke tot by dit. Ek sal onthou in die koerant as 'n skielik opskrif wat sê Pretoria se naam voorlopig uitgestel. Ek het nie dit met afgevoer nie, onmiddellik verklaar het gelyk sê dis hulle sukses. Begin hulle dit. Ek het nie verklaring uitgereik nie, maar ek weet nie wat my sukses is nie. Maar ek dink tog, sonder die gesprek het dit nie plaasgevind. Ek probeer daarmee sê dis nie altyd aanvaar nie, maar ons sien is wel moontlik om op persoonlike vlak nog sekere suksesse te kan behaal. Ek het die adjunkt-president die voortrekmonument gehad. Maar dit is ek maklik gepraat, so kyk self. Maar as jy verskriklike propaganda met die monument en die racisme en al die goed. Vat hom deur. Ek ken die monument, ek is 'n goeie gids, as ek beveel, ek ken almal vas hier wel. Ek ken al die panele. En van die geskiedenis gaan wy binnekant om te sê. As jy wil belangstel daarin, 2 panele is belangrik vir hom gewees. Ek het daai 2 vir hom gewys. Die een is wat Potgieter 'n ooreenkoms aangaan met die Tswana hoofman om te sê ons sal mekaar help uiteindelik voor Vegkop. Dan van Vegkop plaas, daar is die 2 ooreenkoms. Na Vegkop is al die beeste weg. Hulle oorleef in die waar, hulle het geen osse en beeste nie. En dan kom die Tswana kaptein en hy kom sy ooreenkoms na en hy bring hulle osse en hy trek die voortrekkers na ons sê goed en ons sê plek toe, die Tabanshu en daar kry hy herstel hulle weer. Die ander interessante paneel is die voorlaaste een hierso waar nadenk aan dood is basies Panda die koning word.
En dan word Tanda aangekondig as die nuwe koning van die Zulus. Anders Pretoria staan daar en die boere al allemaal 'n hoede af uit respek vir die Zulu koning. So dis nie 'n simplistiese rasisme en anti-swart en al die goed nie. Ek gaan wys wat dit mag werk wees. Dat is die soort van goede mens kan doen. Op die Talewet het ek nou eens van kultuur kon praat om het Afrikaans sal uitknikker toe die wat hom behoort het. Ek het daarna met hom teruggekom en gesê, ja, die siele verander, dit vat af en tot in Natal. Waarskynlik moontlik dat Afrikaans daar die derde taal gaan wees in terme van getalle. Ek sê, jy het 1 keer sukses, jy het 3 keer mislukking, maar jy is daar om te praat. En D, sê ek, om met 'n politieke party, wat minderheids of totale belange as prioriteit het, deel te word van 'n groter koalisie. Dis die politieke strategie. Vryheid van Plus is nie in die parlement, omdat ek dink dat kan die ANC weet. Die is ook nie daarvoor, ek weet het nog nie, hulle gaan dit nie reg, dit is fisies nie moontlik of hy veilig het. Die feit van die saak is, jy daar om sekere belang te dien, so ons bevorder daar die belange. En dan moet ons kyk, is daar ander partye met wie ons kan saamwerk? Daar te interessant, het sekere goed ons mee saamstem, en hopelik eendag kan jy saam met sulke ander partye 'n meerderheid vorm as jy ANC om 50% ingaan, en kan jy dan jou belange behartig. En ek kan lang praat oor hoe ek dink dit sal werk. Ek dink nie, Suid-Afrika is so 'n ingewikkelde land, om regtig te dink dat geen enkele party, oppositieparty, al die stemme sal kan kry by 50% verby, is 'n droom. Ons is te ingewikkeld daarvoor. Buthelezi het sekere stemme in Noord-Natal, Zulu stemme wat altyd in Kaapstad sal stem. Hulle sal nie vir my stem ooit nie, hulle sal nie vir Brazil stem nie, ongeag of ons nou leier is oor 'n groot party. Maar Misa het sekere stemme in die Transkei wat vir hom stem. So ek sê, kom ons kry elkeen ons nismark en gaan haal die maksimum stemme daaruit. Ek het al 'n Zulu gehoor toegespreek, was nie sleg. Maar ek weet met Afrikaanse groep. En omgekeerd vir Buthelezi. So kom ons kry die maksimum elkeen daaruit. Ons kry die ANC onder 50 en dan met 'n oorkoepelende struktuur kan 'n mens eintlik samewerking kry en kan ek dan ook my goed ook in agenda sit. En dis polities 'n strategie wat kan werk. Dis nie die totale strategie nie, maar ek sê dis 'n belangrike een. Laaste stelling. Miskien sê ek nog iets, ek sê ons het herlewing en herontdekking van die Christelike waardes nodig vir die Afrikaner op die jare gerig het. En nou kan my hele toespraak hier ook hou, maar jy sal weet, materialisme, korrupsie, oppervlakkige lewenstyl het deel ook van Afrikaner wêreld geword. Vandag se syfer het gesê, gesinne, miskien het jy gesien, in Suid-Afrika is daar net 33% van alle gesinne wat nog 'n normale gesin is met 'n pa en 'n ma. 39% se reg hoor dit is net een ouer daar, die ander is daar geen ouer nie, dis kindergesinne of dalk 'n ouma of wat ook al. Wat ietsie sê van die samelewing wie se basiese waardes uitmekaar uitval aan al kante toe. Ek is ook al moedeloos met al die debatte oor ateïsme. Dis vreeslik cool nou sit daar. Ek sien ons joernaliste ook. Ek het opgeleer om al die kommunikasie te doen. Dit deel van jou coolheid om Afrikaans en ateïst te kan wees en dit na buite te kan uitdra. En dan gebruik jy die wetenskap en die goed om te sê, hoe slim is jy en daarom is jy los van God en al die dinge. My stuk sopwerk hier is die sterrekunde. Ons buite kan gaan, ons tweede lesing doen, want lyk die sterre op die oomblik en waar sit Jupiter en die soort van goed. Maar ek sê, hoe meer jy daarmee te doen kry, hoe meer kom jy in indruk van Psalm 8 en van God en al die goeders. Die wetenskap behoort jou so te vat en nie weg te vat daarvan einde te van. Maar ongelukkig is dit tans nodig. As ek die Koran te kyk, die debatte wil daarmee aangaan en so meer. En dan bedoel ek, waardes, nie ou waardes in terme van verlede teruggryp, maar modern aangepas by ons omstandighede en daar is antwoord daarvan. Nou is interessante anders dat sê nergens nog het 'n gemeenskap oorleef sonder dat hy sekere religieuse waardes, godsdienstwaardes kon handhaaf nie. Dan val alles uit mekaar. Kom ons som gou op saam. Ek sê, ons is 'n minderheid in die land van ons geboorte, ons wil onderdruk op alle vlakke, ons politieke mag verloor. Ek sê, ons soek 'n oplossing, so daar seker voorwaardes, dit moet realisties wees, dit moet modern wees, dit moet regverdig wees, dit moet regverdig en Afrikaner ook wees, en as ons kan internasionale oplossings moet weet. Ek sê 3, we hoef nie die wiel vooraf uit te vind nie. Ons kan by ander lande gaan leer en vat op ons pas, dis die moderne manier. Nommer 4, dis bitter jammer. Ons grondwet het nie gedoen in 94, maar die voordeel was wel beskikbaar en is nie in ons grondwet in. Daarom uiteindelik het ons geleentheid gemis om van hierdie goed in te skryf dat vir ons almal so makliker en beter gemaak. Nommer 5, ons kan ons eie toekoms beskep en nie ons hoop op regering of ander groot plaas om ons te red nie. Dis 'n bonus as dit kan. Hou almal praat met hulle, maar doen jou eie ding ook.
Nommer 6, ons kort 'n groter konsensus onder mekaar om ons plek in Afrika saam te stel, wat ons wil vorentoe en dan kan ons ook daar fokus, maar ons moet ruimte laat vir verskille vir mekaar binne in dit. Nommer 7, ons het sterk organisasies nodig op elke terrein wat hulle eie ding kan doen en nie skaam is om saam te werk in die groter ideaal nie, ons selfsorg en 'n selfdoelkultuur skep. Nommer 8, hierdie organisasie moet saamwerk om vervelend te voorkom dat ons fokus kan sit op die ideaal wat ons uiteindelik wil hê met 'n oorkoepelende raad. 'n strategie met 'n binne- en 'n buiteparlementêre strategie behels wat mekaar hopelik aanval, nie net een van die twee. Nommer 9, binneparlementêre strategie. Ek het al die goed genoem wat kan mens binneparlementêr doen, baie beperkt is, maar daar sonder sê, mag jy die ANC sterk as jy sê geen politiek nie, ek het dit nie nodig. Nommer 10, herleef my herontdekking van die Christelike waardes wat al oor jare gerig het. Ons sluit af nie. Ek dink daar is moontlikhede. Ons moet realisties wees daarmee saam. Ons kom 'n lang pad met 'n lang geskiedenis. As ek mag, kan vir die geskiedenis. Gister was 10 Maart. 10 Maart 1903 is Dani Tron herbegrawe langs Hani. Dan gaan ek my boek afverkeer as ek mag. Ek is my boek agter is jy oop. Het ek 'n boek geskryf oor 'n klomp oor die geskiedenis oor die Nuwe Suid-Afrika, maar daar het ek die Dani Tron storie en Dani Tron is vir my helder onder andere. Dani Tron het is 'n groot held vir vryheid gegaan, die Afrikaner geveg uiteindelik sy lewe opgeoffer. Maar hy was ook baie lief vir Hani, sy verloofde wat ook dood is. En uiteindelik het hy gevra om langs Hani begrawe te word as hy doodgaan. Hy is geskiet daar naby Potchefstroom en die Engelse was by die eike waar sy Hani begrawe en hy kon nie daar begrawe word. Hy is sommer daar begrawe daar naby waar die monument kan staan. In 1903 het sy manskappe gekom en gesê ons kan sy belofte nakom om opgegrawe, om gaan herbegrawe by die eike. As jy wil gaan kyk, Eikenhof, langs Hani, die twee grafte lê vandag nog daar, ek het van onlangs besoek. Maar probeer net sê, ons kom 'n lang pad van mense wat alles geoffer het vir ons plek. Ons het nie 'n ander plek om te gaan nie. Jy kan Europa gaan probeer uiteindelik. Ons kan immigreer soontoe, maar 80% van ons sal altyd hier wees. So ons moet hier 'n plan uitwerk. Ons moet hier 'n oorlewing uitwerk uiteindelik. En ons moet hier sal glo dat God het ons hier geplaas met 'n roeping. Gister is altyd 'n roeping en dit het nie gestop nie. Roeping is nie verby nie. Ek kan nie so dat ons hier geplaas om te sê jy het klaar gebruik, nie meer nodig nie en ek gooi jou weg uiteindelik. En ek glo rondom die 10 stellings kan ons vir ons 'n toekoms uitwerk uiteindelik wat hopelik realisties is. Goed verby. Dankie vir die wonder. Ons gaan so 'n paar geleenthede vrae en bespreking toelaat. Enige iemand wat dalk 'n vraag wil vra, wil vra